Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 6 Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie dat ons dag kan begin met die eerste wete aan U. Here, of ons nou luister na hierdie stukkie of ons letterlik soos ons oë oopmaak of die bed uitklim, dat ons dink aan U en aan hierdie dag wat voor ons lê. Baie dankie daarvoor. Here, ons kom sê vir U baie dankie dat U as God in die Gees in ons is, dat Jesus in ons opgestaan het en dat ons die hele tyd kan weet dat U by ons is. Dankie daarvoor. Wees ook so met ons deur hierdie dag. Amen. Vriende, ja, ek gaan met julle 'n bietjie stil staan by Spreuke 22 vers 11. Spreuke 22 vers 11. Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend. Het selfs die koning tot vriend. Vriende, opregtheid het ons al baie oor gepraat. Nou, baie keer sal mense sê jy's opreg soos 'n duif. Dit beteken opregtheid beteken daar's nie bedrog in jou nie. Beteken daar's nie 'n hidden agenda by jou nie. Jy's opreg. Jy's opreg. Mense kyk na jou en ons sal dan baie keer praat van as 'n mens praat van 'n opregte mens, sal mens praat van iemand dat hy 'n Israeliet sonder bedrog is, né? Dis baie keer wat ons met mekaar praat. As iemand opreg is, kan jy iemand baie maklik sê, weet jy, daai persoon kan jy vertrou. Wat jy voor jou sien is hy agter jou of sy agter jou, maak nie saak wanneer hy by ander mense is nie, hy's opreg. Hy of sy sal altyd die waarheid praat soos wat dit is. Hy's opreg. Daar's nie 'n haar van bedrog, daar's nie 'n haar van oneerlikheid in daai persoon nie. Daai persoon is opreg. Nou interessant wat die Spreukedigter sê, as jy opreg is selfs die koning tot 'n vriend. Hoekom? Want hy weet, wie die koning ook al is, of wie jou werkgewer ook al is, of wie jou pel is, of wie ook al, hulle weet jy's opreg. Hulle weet, maar hulle hoef nie te gaan twyfel dat as jy iets sê, daar iets agter jou woorde skuil nie. Jy's opreg. What you see is what you get. Sulke mense, liewe vriende, is gewild onder alle mense. Hy's opreg. Maar die tweede ding wat hy sê is net so waar. Wie daarop prys stel, né? Wie hom daarop toespits om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot 'n vriend, né? Vriendelik te praat. Vriende, vriendelikheid kos niks. Ek het al by 'n klomp geleenthede vir julle gesê, kyk 'n bietjie in die lewe, hoe baie keer is mense nors. Kyk 'n bietjie hoe moeilik groet mense mekaar. Dit is asof jy wil hom nie eers groet en jou naam met 'n plank slaan, want sê nou net daai persoon groet nie terug nie. Ek dink ons is in 'n samelewing baie keer vasgevang dat as jy iemand vriendelik groet, dan sit asof jy wonder onmiddellik, maar wat wil hierdie een van my hê? Is daar nie 'n hidden agenda hoekom die een my vriendelik groet nie? En dit is 'n jammerte, né? Maar vriende, ek dink ek en jy moet ons daarop toespits om vriendelik te wees. Vergeet van wat die ander ons dink, is hulle probleem. Wees vriendelik. Ek moet sê in die gym, dit is ons 'n kultuur op sy eie. Ek het 'n Biblie begin, dan groet ek mense, dit lyk amper of jy ou tot stilstand geskok word, of die vrou te stilstaan, hulle kan nie glo jy iemand groet hulle nie. En ek het op 'n komme, ek het maar nou maar aangegaan groet. Ek besef ook nou, jy kan ook nie die hele tyd almal staan en groet nie, dan lyk jy ook so 'n bietjie nou nie lekker nie, né? Maar as jy, liewe vriende, wanneer jy maar die vrymoedigheid kan neem en wees vriendelik, groet mense. Vriendelikheid kos ons niks. Vriende, as jy vriendelik is, dan beleef mense jou as toeganklik. Mense beleef jou dat hulle maklik met jou kan praat. En vriende, mense wil graag met jou praat as jy vriendelik is, né? Want jy's eintlik inviting. 'n Vriendelike mens is iemand wat sê, weet jy mag met my kom praat. Wie jy, ek is toeganklik. Wie jy, kom sit hier so by my. 'n Vriendelike mens, ek sê dis die vibe wat hy oordra is wie jy, in my kantoor kan jy enige tyd kom sit. As iemand vriendelik is dit sommer asof jy na die persoon toe wil gaan. Vriendelikheid kos niks. Dit beteken om te glimlag. Vriendelikheid beteken om te groet, te sê goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Vriendelikheid beteken, liewe vriende, om altyd
as jy by iemand verbygaan of waar jy ook al kan wees daar in die werksplek, om vriendelik te wees en om vreugdevol te wees. Dis die twee vrugte van die gees ook, né? Vriendelikheid en vreugdevolheid. Dat hulle later na jou kyk en sê, maar het gaan nie met jou goed nie, maar jy's nog steeds vriendelik en vreugdevol. Mag die Here ons daarmee help en vir jou help vandag en in die week. Mag jy jou daarop toespits. Dit beteken dat jy intentioneel hierdie week opreg is. Nie dat jy nooit is nie, maar opreg is. En dat jy vriendelik is. Die lewe verander wanneer ons daai twee goed doen, kom sê die spreukedigter vir jou en vir my. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.